Die volgende beginsels vind ons dan ook in Matteus 26, daar vanaf vers 36, daai bekende gedeelte, toe Jesus in doodsangs in Getsemane gaan bid het. Daar lees ons daarna, kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met sy gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek dink ons hoef net tot daar te lees om, hier is 'n hele klompie gebedsbeginsels, weer eens die belangrikheid van om een kant afgesonderd saam met die Here te wees. Die feit dat ons hierdie beginsel kry ook van hoe belangrik is ons liggaamshouding. Partykeer sê mense, wat moet my liggaamshouding wees? Moet ek my hande bymekaar sit? Moet ek kniel? Hier vind ons dat Jesus het sy liggaam gebruik om ook te bid. Ons liggaamshouding sê ook iets van ons eie emosies en ons eie gedagtes. As ons byvoorbeeld kniel, en as ek het dit al baie in my lewe gedoen, en ek is seker jy ook, as ons kniel voor die Here, daar waar ons alleen is dit om hom erkenning te gee vir wie hy is. Daar is iets daarin, anderste as bloot net om in 'n stoel te sit en te bid, of selfs op jou rug te lê en te bid. Beteken dit dat jy mag nie in 'n stoel bid nie, jy mag nie by bed lê en bid nie? Natuurlik mag jy. Maar hier vind ons die beginsel, dat as jou liggaam saam met jou bid, daardie houding, jou hande wat by mekaar is, die feit dat jy jou hoof knak en voor die Here buig, die knie knak en voor hom kniel, dit is als tekens daarvan dat jy hom erken vir wie hy is, en dit verryk jou gebedslewe. Die ander beginsel natuurlik wat Jesus, hy sê vir die Vader, Here, ek wil hê dat hierdie dinge by my sal verbygaan, maar as dit nie U wil is nie, laat dan U wil geskied. Nie my wil nie, maar U wil. En dis vir ons baie keer moeilik om dit te bid. Maar ek wil graag vir jou uitdaag om te kan bid, met vrymoedigheid te bid. Want as jy dit doen, dan doen jy dit in die geloof dat wat die Here weet is die beste vir jou. Dat jy vashou aan Romeine 8 vers 28, dat ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Heilige Gees pleit vir ons met versigtings wat nie met woorde gesê kan word nie. En die Heilige Gees wat weet wat die bedoeling, hy pleit volgens die wil van God vir ons as gelowiges. En dan sê Paulus, ek weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. So as ek sê, nie my wil nie Here, maar U wil, dan is dit in die gedagte, dat die Here weet mos wat vir my die beste is. Hy is my Vader. 'n Vader sal mos nie vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra nie, of 'n slang as hy 'n eie vra nie, het Jesus vir onsself geleer. En daarom, jy kan en mag in jou gebedslewe, mag jy kniel voor die Here, jou onderdanig stel aan homself, en ook uiteindelik sy wil vir jou lewe soek en erken. Dis baie belangrik, en ek hoop en vertrou dat jy dit ook so sal kan doen.